besoekers allemaal welkom. Ons is nie hier omdat ons hier wil wees, ons is hier wat ons het daar gepraat. Ons het daar gepraat met alle woorde. Nie met die Heer wat die woord bring. Die Heer wat die woord bring, wat gelei deur die Heilige Gees. En dan het alle predikers almal se gebede nodig. Want julle gee krag. Want elke gebed dra krag. En dit is wat ons almal nodig het. Net soos ons vir julle bid, julle vir ons ook bid. Geliefdes, maar nie terwyl Woensdag Bybelstudie, julle kry dit op live. Vrydag aan jeugdiens, hierdie Vrydag is toegemaak, as gevolg van die lang naweek. Sondagoggend erediens, die pastoor Bossie, Sondag aand evangeliediens, pastoor Erik Roberts, verjaarsdag. Is Marlene was en maar kan ons het vroeger geklaar vir soms, we gaan dit nie weer sing nie. Maar anders moet ek 2 keer toeken. En dan gewoon nie, hulle gaan dit nie laat nie. Want dan gaan ek hier afrol en nie meer loop. Geliefdes, kom ons staan, en dan gaan ons Here se naam groot maak, en dan gaan ons Broeder Vrede vir ons vra om vir ons te bid om dit gebed. Kom ons staan. Onze Heere Vader, ons kom vanaand na U toe met dankbare harte. Dankbaar, Here, dat ons 'n skuilplek gevind het. Dankie, Here, dat ons 'n Vader het, Here, na wie toe ons kan gaan met ons behoeftes, ons probleme, ons omstandighede. En U het 'n antwoord vir alles, Here. Here, U het gesê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek gaan julle rus gee. En ek bid dan vanaand, Vader, as die manne en vroue, seuns of dogters is, Here, wat vanaand vermoeid en belas is, Here, miskien die vrede in die hart het nie, Here, dat U 'n oomblik sal stil staan by so 'n persoon, Here. Dat daar iemand is, Here, wat vanaand siek is, Here, op omstandighede, Here. Deur U wonde het daar vir ons genesing gekom, Here. U het vir ons die prys betaal sodat ons nie slawe hoef te wees nie, maar ons is vrygemaak deur die kosbare bloed van U. Ek bid vanaand, Here, dat die harte sal omkeer vanaand, Here, dat die gedagtes sal omkeer vanaand, Here, sodat, Here, ons oë op U gevestig kan hou. Here, ons weet, Here, in hierdie wêreld is daar baie probleme. Here, daar baie uitdagings, Here, maar ons weet, Here, wanneer ons hand in U hand geplaas het, Here, is ons meer dan oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. Daarom bid ek vanaand, Here, staan stil by elkeen vanaand, Here, word verheerlik vanaand, open elke oor, Here, elke hart, Here, dat ons nie dieselfde sal uitgaan soos ons ingekom het, Here, maar vernuwe en verander, Here, sodat ons 'n beter persoon kan wees tot verheerliking van U naam. Dis my gebed in Jesus naam, Here. Amen. Amen. Kom ons maak die naam van die Here groot, soos om nooit tevore nie. Amen.
Wie het ons in die grond wil hou. As jy hier vanavond sit en jy het nie daai honger en daai dors hier in die binnekant nie, dan is jy nie op die regte plek nie. Want 'n kind van God het altyd honger en dors na die woord, na die Heilige Gees se werking. Pastoor André gaan ons vanavond bedien. Prys die Here. Kom ons maak ons harte oop en hoor hoe die Gees het op sy hart gelê het. Ek het nou nie weer afgerol nie. En die vrou betik het, want sy is so besig as ons Freddy weet hoe punte en alles wat gelaai word. En ek met die invingertjie is maar baie stadig. As ons so een bietjie speel, as ek nog sy woorde alles kan onthou. Ek gaan net hierdie stoel vat om my voedsel op om te sit. As jy wil hê, sing saam met my. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. Before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, praise the Lord, no turning back. Die vingers is nie meer gewoond aan die drukke nie, die voel raak sommer gou seer. Maar baie welkom aan ieder en jou wat vanavond opgetrek het, na die huis van Samekoms. Soos gisteroggend ek my vrou die woord van die Here van daar by die huis, wat Josua sê, hierdie klippe sal 'n getuienis wees teen julle. Hierdie dooie klippe sal 'n getuienis wees. Hierdie mure sal 'n getuienis teen ons wees. Hoe? Van die grondlegging van hierdie gemeente donkie jare terug, wat ook was op 'n bos of wie was, tot hierdie gemeente wat hier in beweging, sal dit getuienis teen ons wees. Want elke woord wat van hierdie kant sal afgaan, word nie deur my bedink of deur my beplan nie. Ek gaan sit en ek maak die woord van God oop en kyk waarmee kan ek my broer of my suster seën maak deur die woord van God nie, want dit is 'n sonde. Amen. As ek weet daar is die verkeerd in jou lewe, mag ek nie kom en drink daarop nie. Ek mag nie die woord gebruik om jou seer te maak. Maar die woord is daar tot verlossing van elke siel, om te bely en te laat staan. Dit is 2 punte in jou lewe, bely en laat staan. Ons kan nie weer terugkeer na die varkbokke waar ons gewees het nie, soos ek die vorige keer gesê het. Hond weer terug na sy eie braaksel, gewaste sog en rol weer in die modder. En ongelukkig daar buitekant, was wees met 'n bietjie. Nee, pastoor, reg, ek sê met die ligte aan. En ongelukkig daar buitekant word alles vir jou so aanlooklik gemaak. Jare terug het jy gekry die teken net van die bar. Die hotel se naam en die bar. Vandag het hy skitterende liggies wat jou roep. Hy wys jou daar's 'n dobbelmasjienkie. Hy wys jou alles wat jy wil hê. Net om jou terug te kry. Ja. En ongelukkig as hy jou gewen het, jou gees was nie sterk genoeg om jou vleeslike begeertes te oorskry, te onderdruk nie, dan is jy vasgevang. En die Satan kom op daai gebied as hy jou vasgevang het en hy sien jy kan nie meer loskom nie, dan spuug hy jou uit. En hy spuug jou ongelukkigheid die dag op jou sterfbed.
Hy gaan jou nie uitspieg terwyl jy hom dien. Hy sal jou nie laat staan terwyl hy weet jy verheerlik op sy naam. En daarom dank ek die Here, die God van my, wat hy predikers gegee het om hierdie evangelie snywer uit te dra. Dis bitter. Hy's bitter, glo my. As jy nog in hierdie wêreld is dit bitter vir jou. Maar die dag as jy oorgegee het en sê, Here, hier is ek. Verander my, dan word my soeter raak. Soos my kollega nou eendag gesê het, hy sê, weet jy dat die vrou, as het Adam se rib uitgemaak, ons sal weer, ons sal weer. As ek so kyk en ek sien hoeveel vrouens sit hier so, dan moet ek sê wat hy gesê het. Dit lyk my, die mans dink, hulle is nog steeds in 'n koma. Hulle dink, hulle is nog steeds in 'n koma. God het hom nog nie wakker gemaak nie. Want as ek sien hoe die vrouens in die prystree vandag se dae vir hulle huisgesinne, as ek sien vrouens hoe praat hulle oor die dinge van God, as ek sien hoe ek vir hulle hande uitstrek na die verlosser toe, en ek dink vir myself, waar is daai mans? Waar is daai mans wat saam met die vrou moet wees? Hy wat die priester is van die huis, want die woord sê vir my, as die priester heilig is, dan sal sy hele huis gerein word. Amen. In omstandighede kan ons wegdraai van die woord van God nie. Daarom is iets nie vir jou lekker is in hierdie woord van God nie. Geliefde, eiendom van die Here wat is dit? Skeer hom uit, gooi hom weg, man. Dan sê hulle van die pastoor Andre het gesê, skeer hom uit in die Bybel, gooi hom weg. Dan gaan kyk hierdie dag, as jy voor die regter stoel word, God moet verskyn. Hoeveel het jy weggegooi? Hoeveel het jy gehad om te lees, om te toe te pas in jou daaglikse lewe? Want die wat jy nie van hou, is dit wat die prikkels is. Daai is die prikkelgedeelte wat jou vasvat sit, wat jou gaan hou op 'n tradisie godsdienst. God soek mense wat in die brand gespring. Dis wat die Here soek. En wat jy moet in die krag van God die te ontvang, jy moet dan burden inkom in binnekant. Jy moet sing en beweeg hierso. Want as ek 'n vuurtjie aan die brandsteek en die wind kom en hy vat, hy vonkie, hy steek die volgende, hy steek die volgende bos aan die brand. Dit is wat moet gebeur hierso. Ek het al ervaar in my lewe, wat ek in Pinksterkerke gesit het, as hy man van God verbykom en hy vat so my skouer af, voel ek begin ek te ruk. Jy sien? As ek sien die teeninge waar gepreek het, dan dans laat die stof staan, soos hulle God op die praat. Ons aanbid nie 'n God van dooies nie. Halleluja. As jy 'n God van dooies soek, gaan daar na die Grypveld op die pad. Dan gaan kyk jy daar. Dis dooies, dis 'n grafsteen, dis die mooiste grafsteen en dis die mooiste benaming wat op daai grafte geskryf is. Ek kan nou sê ek het nie daai persoon werklik vir God gelewe met al sy skrifte wat op die graf staan. Om dit jou so te stel. My vrou weet, sy ken haar man. Sy weet hoe sy die man by die huis. En daarom elke vrou mag getuig, hoe is haar man by die huis? Hoe is die man werklik? Net soos ons gesing het nou met daai liedjie, die wat ek graag wil gehad het, suster was gespeel het vir my Jesus, is die soetste naam vir my. Ons het hom vanoggend ook gesing. U weet geliefdes, eiendom van die Here wat is. As jy iemand lief het, en dit sê ek baie vir my vrou, dit gaan nie oor 'n liefde nie. Dit gaan oor 'n pynlike liefde.
Want dieselfde pyn wat daai vrou deurgaan, gaan jy deur. As jy al been gestamp het, jy het saamtraseer. Hulle noem dit pynlike liefde. En dieselfde as jy sing tot eer van God, Jesus is die soetste naam vir my, dan is dit 'n pynlike liefde, want jy sien Golgotha voor jou, jy sien die kruis wat hy moes gedra het, jy sien alles wat gebeur het toe. Dit is pynlike liefde wat in werking van Kuruba Shanda. Dit is die pynlikheid wat hulle verstand nodig het. Ons staan nie om, ek is lief vir die Here nie. Ek gaan nie nou vat aan 'n kragtige woord. Dit gaan nie net, ek is lief vir jou Here nie. Dan moet ek vir jou sê, as jy vir my sê, ou Andre, ek is lief vir jou, gaan oor in die werk. Wys jou geloof, dis wat God verwag. Wys my jou werk en wys jou my geloof. Want as jy God lief het, gaan jy daai twee toepas in jou lewe. Amen. Jy gaan werklik plan maak om jy huis van samekoms te wees, om God te dien saam met jou huisgesin. Jou hele lewe gaan 'n kardinale verandering ontwikkel. Want die werk wat jy gedoen het, die tree, het meester die res van die tree gegee. Nou bekom het geloof in aksie. En as geloof in aksie sy plek ingeneem het in jou, dan begin die dinge te begin werk binne in jou geliefde, dan begin jou gees, want jy is gees, siel en liggaam, dan begin jou gees te werk in jou vleeslike begeertes. En sodra jou gees jou vleeslike begeertes oorwin, maak nie saak wat 'n naam daai begeerte is nie, dan kom die gees van God te werk in jou. As jy wat die gees begeer teen jou vlees, teen jou gees. Verstaan ons waaroor dit gaan? Daarom is dit so belangrik, as jy hier inkom, ons kom nie na bazaar toe nie. Glo my. As ons wil sê, dis nog steeds die ou Pinkster. Ons vrydag, die mense, die ouens, hulle ken die ou Pinkster. As jy ingekom het, het jy die hand gegee. En jy het na jou knie gegaan by jou bank. Ja, is die ou Pinkster, wat nog steeds bestaan. En jy het God begin rekord en prijs wat jy die muziek gesien het. Dis nie die middag nie. Ek verkondig ook nie aan die evangelie nie. Dis nog dieselfde evangelie. Dit gaan oor respek in die huis van saamkoms. Dit gaan daaraan om jou gedagtegange vas te vang in die dinge van die Here. Ek praat uit ondervinding daai jare toe ek 'n jong ouetjie was. Jy sing en jy klap hande, maar jou gedagtegange is op ander dinge. Die prediker bring die boodskap, jy bedink ander dinge. Ons kan nie dit doen nie. As ons werklik die dag as die meester op die wolke kom, en ons gaan staan voor die regterstoel van God, en ons word geoordeel daar, dan word ons dan werklik ingaan in hierdie nuwe paradys. Is dit so? Ons wil ook in, ek bly het sy op daai goue strate gaan loop. Ons wil hierdie seun van die mens eers ontmoet, wat die prys betaal het vir ons. Is dit so? En as hy vir my vra, Andre, die meester, maar jy was Sondag op Sondag daar, jy was Vrydag al, en jy was bloediertye daar, maar jou gedagtes was nie daar nie, want hy sê, my gedagtes is die joune nie, en jou gedagtes is die myne nie. My weer is die jou weer nie, en sy weer is die my weer. Daarom moet ons in lyn begin kom. Ons moet wegby van die kronkelpaai in ons lewe, wat ons so 'n bietjie wil gaan sit, want dit is waar die probleme kom. Want so Simon die kruis gevat het van Jesus, en ek het dit gaan naslaan en gekyk, daar was 'n draaier. Daar was nie draaier gewees nie.
is 'n rolpad. En net so in my en jou lewe, is dit 'n rolpad om die kruis op te neem en om Jesus te volg. En daarom, ek gaan nou begin met my woord. En daarom wil ek sê, dankie vir elke vrou wat hier sit, wat op hierdie kniedruppels tyd deurbring vir 'n huisgesin. En ek sê dankie. Maak my oop saam met my 2 Konings. 2 Konings 4 vers 8. In my Bybel. Is dit 515. Bladsy 515. Dis in 33 tot 53 vertaling. Hy sal stukkend gevat, hè? Maar die inhoud bly lekker. Dis die jongens. Almal daar is? Almal daar met my? Op 'n dag het Elisa verby na Sunem verbygegaan na Sunem. En daar was 'n vermoënde vrou wat by hom aangehou het, dat hy brood sou eet. En so dikwels as hy verbygaan, het hy daarheen weggedraai om brood te eet. En sy het aan haar man gesê, kyk tog, ek merk dat dit 'n heilige man van God is, wat gedurig by ons verbygaan. Laat ons toch 'n klein ommuurde woonkamer maak, en laat ons daar vir hom 'n bed, en 'n tafel, en 'n stoel, en 'n lamp neersit. Wanneer hy dan by ons kom, kan hy daar intrek. En toe op 'n dag daar kom, het hy in die bokamer ingetrek en daar gaan lê. En aan sy dienaar Gehasie gesê, roep hierdie Sunamitiese vrou. Nadat hy haar dan geroep en sy vir hom gaan staan het, sê hy vir hom, vra haar tog, kyk, jy het al hierdie sorge aan ons besteed. Ons kan daar vir jou, wat kan daar vir jou gedoen word? Kan daar vir jou 'n goeie woord gedoen word? By die koning of by die leerkowers? Maar sy antwoord, ek woon onder my volk. Ek woon onder my volk. Soos Josua sê, ek en my huis ons sal die Here dien. Dan die prediker sê, ek en my kudde ons sal die Here dien. Dis my volk wat dieselfde taal praat. Daarom sê hy, wat kan dan daar vir jaar gedoen word? En Gehasie antwoord, voorwaar, sy het geen seun nie, en haar man is oud. En hy sê, roep haar, en toe hy haar geroep, en sy in die deur gaan staan het, sê hy, sulke tyd, oor 'n jaar sal jy 'n seun omhels, en sy antwoord, ag nee my Heer, man van God, moenie van my dienares lieg nie. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar. Op daardie tyd oor 'n jaar soos Elisa met haar gespreek het. Maar toe die kind groot was, het hy op 'n dag uitgegaan na sy vader, na die maaiers. En vir sy vader gesê, my kop. Die sê toe vir 'n dienaar, dra hom na sy moeder. En hy het hom gedra en by sy moeder gebring, en hy het op haar knie gesit tot die middag en gesterwe. En sy het opgeklim op die bed van die man van God neergelê, agter hom toegespreek en uitgegaan. As ons hierdie gedeelte sien, die vader was 'n landbouer gewees, hy het gewerk met hom. Hy kind het siek geraak. Ek weet nie wat altyd moet doen as my kind siek raak nie. Dis kom die moeder daar is. Hy het sy dienaar gesê, vat hierdie kind na die moeder toe. En hierdie kind het sy knie by die moeder gelê tot die middag en die kind het gesterf. En sy het hierdie kind gevat en sy het hom op die man van God se bed gaan neerlê. Dan kom dit so binne wat die Gees het inbring, die vrou wat bloeiend vat, jammer, bloedvloeiend gehad het, net aan Jesus kom geraak het.
tree die dienaar, sal vir my donkie op. Hy sê vir hom, maar dit is nie daai tyd van die maan nie. Hy sê dit is nog nie Sabbat nie. Ek gaan na die man van God. Eiendom van die Here is nie so slik vandag. Hoeveel moeders gaan nie na die man van God op hulle knieë nie? Want die man stryd Afrikaans uit 'n slegte woord om God te dien. Die man van God het ontsaglik geraak om sy huisgesin in te bring. Die man van God het nie meer daai belang om God te dien nie. Maar die vrou het opgestaan. Sy was nie oor die tradisies van 'n Sabbat wat hulle gehad het nie, met die nuwe maan en goed nie. Ons gaan na die man van God. Ons trek uit. Wat ek glo, terwyl daai vrou werk in haar huis het sy gehoor die man van God met sy God gepraat in daai kamer. Sy het geluister hoe hy met Gehasie gepraat het, onder andere wat ons moet doen. As ons deurgaan in die woord van die Here, dan sal ons sien, die man van God het nie sy huis gehad nie. Hy het nie huis gehad nie. Soos sy vertroue was in sy God gewees. Waar is die priester van jou huis vandaan? Wat doen daai priester vandaan? Waarmee is hy besig vandaan? Hoe voed hy sy jong seuns en dogters op vandaan? Daarom sê ek, die vrou ken die man, en die vrou is onderdanig aan die man. Maar toe die man in die slaap gemaak is om die rug, die vrou te maak en sê op my, hy slaap nog steeds. Hy slaap nog steeds, want hy het nie die belangstelling om God te dien. Is afwesig by hom. Maar daar kom 'n tyd, daar kom 'n uur wat aanbreek. En elke mens se lewe. En sy antwoord, wees maar gerus. Toe saal sy die esel op en sê aan haar dienaar, jaag aan en gaan voort. Hou my nie op in die ry nie, behalwe as ek jou sê. Die sien aan man het nie eens geweet dat die kind gesterf het. Hy het nie geweet nie. Hoeveel van ons vrouens sit in 'n huis vir die woord van God? Te bang om met die hoof van die huis te praat oor 'n probleem. Hoeveel vrouens sit daar vasgekluis? Te bang, sy kry 'n verkeerde antwoord. Sy kan nie die probleem van hierdie kind bespreek met die man. Want die man is te afwesig. Die man se gedagtes is by vriende. Die man se gedagtes is daar by die dobbelmasjiene. Is daar by die visvangery. Oral. My vrou, wat die ook daai gewig in haar lewe. Sy moet sit met dit. Want die man is nie daar om te luister. Hy het nie 'n oor om te luister. En terwyl hierdie vrou deurbeweeg, sê die dienaar, hierdie vrou het nie die pad gestop nie. Kind van God, hierdie vrou het nie geprobeer met die pad om te stop, om met ene te sê, my kind is oorlede nie. Sy het nie gestop by hierdie ene en raad gesoek nie. Sy het niks gedoen nie. Sy het net geweet, is die Here. As ek kom by die man van God, is al wat hierdie probleme kan wegvat. Want ek ken die man van God. Ek weet, dit is sy naam. Ek weet waar hy my uitgehaal het. Ek weet die bloedgewastes van Jesus Christus. Ons ken
so. Sal eers na die neighbor toe gaan, my kind is oorlede. Voordat afloop nog gebed is. Die telefoonlyne het geloop. As al swaar kry in die huis is, probleme is, gaan eers na ander toe. Eers waar ons vergeet om stil en stemmig te wees, om die knie te buig voor God, en om te sê, Here, wil ek U nie oorneem nie. Here, wil U nie hierdie huis verander soos U hom wil hê nie. Want ek het geleer by hierdie vrou, wat sy gedoen het. Sy het by niemand gestop teen die pad nie. Sy het by niemand geklaar teen die pad nie. En toe sy aangegaan, sy Elia, hy stuur Gehasie het, vra vir hom, hoe gaan dit? Hoe gaan dit? Die man van God wat daar sien, en hy stuur Gehasie, vra vir hom, hoe gaan dit? En hy vra vir hom, hoe gaan dit met jou man? Hoe gaan dit met jou kind? Goed. Met ander woorde, as 'n persoon vir my vra, hoe gaan dit, en ek sê dit gaan goed, dan weet ek daar is nie probleme nie. Maar as ons luister na die kind van God, vandag se daar onder omstandighede. Onder omstandighede gaan dit goed. Nou, hoe dien jy dat God? Ook onder omstandighede, hoe jy God loof en prys. Is dit hoe jy is? Sy kon nie kinders gehad het nie. 'n man was op 'n hoë ouderdom. Oor 'n jaar die tyd sal jy 'n kind hê. En die kind het opgegroei. Maar ek glo, daai kind is geleer deur die ma. Dis 'n baie hy sy ma gesoek het. Want as pa die Here gedoen het, sal hy vir sy pa gesê, my pa bid vir my, salf my. Ek kon dit nie doen nie. Ek het gesê, my kop. Is nie kind van die Here, eiendom van God, wat is dit so? Hy van speel 'n bietjie, dit werk nie, oor Christus nie. Jy kan nie God doen, en jy kan Satan dieselfde tyd ook nog vereer. Ek kan dit nie doen nie. Toe ek by haar kom, hoe gaan dit met jou man? Met jou kind? Maar toe hierdie vrou kom, by die man van God, by die berg, hy het nie huis gehad. Hy het in die berg gewoon. Toe val sy huis sy voete neer. Sy het by sy voete neergeval. Want sy het geweet, wie is jy? Dus hoekom sy 'n boventrek laat maak het, met 'n bed, met 'n tafel, met 'n stoel, met 'n lamp. Hoekom sy hom brood gegee om te eet, net soos vanoggend hier, wat die brood gebreek was. Maar die man van God het dieper gesien. Hy sê vir Gehasie, vat my straf. Ek gaan jou op die kind. As ons die hele ding gaan lees van Gehasie, gaan jy op die einde van die dag sien, wie was Gehasie eintlik gewees? Hy sê vir Gehasie, jy stop by niemand, jy kyk nie links nie, jy kyk ook nie regs nie. Hoeveel van ons met 'n opdrag van God? As die Here vir jou 'n opdrag gee, dan raak ons onsakkig. Is dit werklik van God? Ons wil links kyk, ons wil regs kyk, as nie iemand is wat ons sien. Dan kom die woord van God in werking van Psalm 23, U stok en U staf. As ek die woord van God in my, U stok, U staf is die gees van God. As ek dit
saam met Gehasie gaan. As nie gaan nie, gaan ek nie. Kind van God, hoor jy wat ek sê? Sy sê vir die man van God, as jy nie gaan nie, gaan ek nie. Want sy het nie vertroue in 'n ander persoon nie, maar net in die man van God. Haar geloof is geanker in haar God. Dis hoekom die man van God moet gaan. Want as my God nie by daai deur wil ingaan nie, wat verkeerd is daar nie, hoe kan ek daar wil ingaan by daai deur? Halleluja. Ek kan nie by daai deur ingaan as God nie saam met my wil ingaan nie. Ek kan nie daar ingaan as die Gees van God nie saam met my kan ingaan nie. Want as ek ingaan by daai verkeerde plek, dan draai die Gees van God om. God sal draai om. Want duisternis en lig meng nie met mekaar nie. Op die man van God, en toe die man van God deur beweeg, kom Gehasie aan gestap. Die kind het gesterf. Die kind het gesterf. Maar die moeder van die seun, so waar as die Here leef, en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hy het opgestaan en agterhaal. En die moeder praat die woord van God reg. Sy sit nie oor op die deur met kinderstories. Dis nie meer nie. Hierdie moeder bedink die dinge wat haar boos soos die woord van God sê. Hierdie moeder hou vas aan hierdie evangelie. Want papa is te omsakkig. Hy is te omsakkig. Hy wil wag tot sy jong lewe amper verby is, dan wil hy God begin nie. Dan wil hy God begin nie. Of wanneer die siekte die liggaam tref, dan wil hy hardloop na die man van God. Ag, asseblief doen dit. Asseblief dit. Dis al die woorde. En toe Elisa aan die huis kom, was die seun dood, nederlê op sy bed. En hy het ingegaan en die deur agter hulle twee toegesluit en tot die Here gebid. Daarna klim hy op en gaan lê op die kind en sit sy mond op die se mond en sy oë op die se oë en sy hande op die se hande en buig oor hom neer en die vlees van die kind het warm geword. Het het warm geword. Ek het vroeër vir u gesê, as jy in die huis van God inkom, dan gaan nie doen. Jy skakel af. Dan is ons begin en jy begin sing. Dan voel jy die warme gevoel. Hier het al ervaar. Dis wanneer die Gees van God begin jou opgewonde maak. Dis hoekom ek kan nie stil staan nie. Die Gees van God maak my opgewonde wanneer ek oor die dinge van die Here praat. En as die dinge van die Here by my speel, die kan ons op. Dit maak jou warm. En hierdie jou kind het warm geraak. Daarom het hy teruggekom. En die huis een keer heen en weer geloop. En dan opnuut op te klim en oor hom te buig. En die seun het 7 maal genies. En het sy oop gemaak. 7 maal kom baie in die woord voor jou. 7 maal kom baie in die woord voor. 7 maal. En as ek kyk hierso, en ek genies, dan mens nie keer in die mond nie. As ek lees op die woord van God, ek die asem by die neus ingeblaas. Smoelste, hy het ingeblaas. God het hom opgewek, net soos hy Lazarus opgewek. Ieder en elke. Toe roep hy Gehasie en sê, roep hierdie Sunamitiese vrou, nadat hy haar dan geroep en sy by hom gekom het, sê hy, tel jou seun op.
jou verlossing elke dag saam met jou. Wees 'n voorbeeld vir ander. Wees die reuk van die woord van God. Praat die taal van die woord van God. Leef dit dat ander jou lewens kan sien. Met ander woorde, wees 'n weerskaatsing van ander, na ander. En sy het ingekom en voor sy voete geval en na die aarde gebuig en sy het haar seun opgetel en het gegaan. Sy het hom opgetel, na die aarde geval, hom opgetel en uitgegaan. Hoeveel van ons vra, daai punt, daai dogter en seun en dogter, wat God aan ons toevertrou het. Ons praat nie wat ingeseën is. Hoeveel van hulle het ek en jy gelei na die Here? Hoeveel van ons ouers berispen nog ons kinders, dan is hulle 30, 40, dis wat myne is, in die 40. Hoeveel van ons berispen hulle nog, of het bang geraak vir die kind? Hoeveel van ons sit daar op die tafel en bespreek die dinge van God nog? Soos my seun na Sondag het gesit wat in Amerika is. Hy het my gevra as maar die maandag toe benader hy my. Hy begin met 'n kwessie oor die woord wat ek gevra het. As my vrou. En ek begin om die skrif te gee. Want papa, jy moet die skrif van God hê. As jou kind jou vra, dat jy kan sê, daar staan geskrywe. En toe hy jou sien, sy questions werk nie lekker nie, toe sê hy my Bella. Nou verstaan ek die volle. Jy sien, hoekom gaan dit so swaar daar buite kan? So jy, papa, weet jy belangstelling nie. Papa wil jong wees. Papa wil jong wees. Papa wil saam jong mense wees. Blaai vir my na 2 Konings 8. As jy daar is, die 7 jaar hongersnood. Kyk, hierdie selfde vrou. Die verhaal van haar is nie klaar nie. Die selfde vrou. Hy sê, Elisa het met die vrou gespreek, wie sy seun hy lewendig gemaak het. En gesê, maak jou klaar en vertrek met jou huisgesin. En vertoef as 'n vreemdeling waar jy kan vertoef. Want die Here het die hongersnood geroep, wat ook vir 7 jaar oor die land gekom het. Sy moet haar grondgebied los, want daar is vir 7 jaar hongersnood. Sy moet haar huisgesin vat en trek. Het die God hier met die pa gepraat? Hy het glad nie met die pa gepraat nie, want die pa het nie belangstelling in God gehad nie. Dis hoe hy praat met die ma wat belangstelling gehad het in God. Vat jou huisgesin en trek, en bly in 'n vreemde land. Jy sien, God sien wie hy kan gebruik. Wie is bruikbaar om die evangelie van hom uit te dra? Dis wat God doen. Vat jou huisgesin en trek. En as ek verder lees dan sien ek, en Gehazi was by die koning gewees. En Gehazi het die koning alles aangaande Elisa vertel wat hy gedoen het met hierdie vrou se kind. Maar luister. Die koning was juist besig om met Gehazi, die dienaar van die man van God te spreek en te sê, vertel my toch al
die groot dinge wat hy sê, die groot dinge. Aanbid ons nie 'n God van wonders nie. Aanbid ons nie 'n God wat deure oopmaak nie. Aanbid ons nie 'n God wat kanker laat wegval nie. Aanbid ons nie 'n God wat hy hartseer wegvat nie. Aanbid ons nie 'n God wat daai man van hy huis kan vat en hom sê, jy sal my dien nie. God gaan nie vat as jy my dien nie. Dis onmoontlik ingebring. Maar God doen alles. God het jou 'n keuse gegee. Maar God sal iets oor sy pad bring om hom nader te bring. Om sy oë oop te maak om te sien, hierdie God wat my vrou aanbid. Ek raak jaloers, ek soek op hierdie God. Ek wil die vrymoedigheid hê om God te noem en prys daar, soos my vrou dit doen. Hy raak jaloers, want hy soek wat jy het. Dit is dieselfde God wat deure oopmaak. Dit is dieselfde God wat nuwe weë aanlê. Dit is dieselfde God wat jou uitruk in daai omstandighede uit. Dit is die God wie ons aanbid. En hierdie koning raak opgewonde, want hy wil meer en meer hoor oor hierdie dinge. Vertel my tog al hierdie groot dinge wat Elisa gedoen het. En terwyl hy die koning vertel hoe hy die dooie lewendig gemaak het, roep die vrou wie se seun hy lewendig gemaak het. Jy is die koning aan vanweë haar huis en na grond. En Gehazi sê, my heer die koning, dit is die vrou en dit is haar seun wat Elisa lewendig gemaak het. Dit is die vrou, dit is haar seun. Die dag as moet kom, as die seun van die mens gekom het op die wolk en die grafte het oopgegaan. En ons verskyn voor die regte stoel van God. Geliefde, ek, my vrou en my kinders moet staan. En God moet sê, kom in jy. En ek moet die agterbly. Hoe verskriklik kan dit nie wees nie? Hoe verskriklik kan dit nie wees vir 'n mens, as jou vrou en jou kind jou vooruit gaan en jy bly agter nie? As jy moet indink daaroor, wat die woord van God sê, ek sal die kind se bloed van jou as ouers se hand eis. Dis wat die woord van God sê. Ek sal eis van jou hande. Papa, as jy kyk vanaand hier op die boodskap, as jy afslaat op die boodskap wat uitgaan vanaand, wil ek jou sê nader tot God, dat hy tot jou kan nader. Buig nie voor jou God. Buig hom. En beleiding kom nie deur 'n droë oog nie. Beleiding kom want jy oorgee, want jy spyt, want die strade wat loop, om daai verlossing te kry. En die koning het die vrou ondervra en sy het hom vertel, toe die koning, luister baie mooi, hierdie vrou wat vasgestaan het by God. Toe gee die koning haar 'n sekere hofdienaar en sê, laat haar alles terugkry wat aan haar behoort, en ook die hele opbrengs van die grond, van die dag dat sy die land verlaat het, tot nou toe is dat nie 'n God van wonders nie. 7 jaar terug, die man van God waar gesê, vat jou huisgesin en gaan bly in 'n vreemde land. As 'n vreemde. Die koning, van die dag wat sy getrek het, kom God en gee vir haar alles terug. Plus die opbrengs wat sy sal vermaak in daai grond. Jy sien, baie van ons mans, en by die grond bewerk, aan die huis net waar jy wil hom bewerk. Hy gaan hom moeg raak. Hy raak moeg. Hy raak lang. Hy stel nie meer belang nie. Hy het nie meer hy vertrouwe nie. Getrek
so mooi aan. Waartoe is jy alweer op pad? Dit is nie Sabbat nie, waar gaan jy heen? Vra die man vir sy vrou. Hoekom trek julle vrouens dan so mooi aan op 'n Sondagoggend? Waar gaan julle heen? Dis die stelde woorde. Waar gaan julle heen? God wil loof en prys, want jy het dit nie in jou nie. Jy is onderstel die priester in die huis te wees. Jy is onderstel om ons leiding te gee. Want die woord van God sê, enig iets van die vrou wil weet, sê haar man vraag. Is nie ek. Die woord van God sê in my. Hy is nie 'n slaansak nie. Hy is nie 'n vrou wat jy kan vloek en aangaan nie. Maar seer maak kon hier nie. Sy is minder as ek en jy. So ons moet kyk na hulle. Sommige sê hy pynlike liefde. Dis waaroor het gaan. Kry jy seer en ek ook daai pyn wat ek ervaar het. Dit is pynlike liefde. Dieselfde met die Here. Dis pynlike liefde. Dis trane wat loop aan blydskap. Dis die trane om te sien, te word deur mense of ander mense hartseer te maak nie. Dis trane om te weet, ek het nog groen koring op die land. Ek het kleinkinders. Ek moet 'n voorbeeld vir my kleinkinders wees. Hulle is groen koring. Hy fondasie wat gelê is, moet reg opgebou word. Dis nie moeite werd, maar liefhebber in die wêreld se bestuur te wees. Dit is nie die moeite werd nie, dit is net vir 'n tyd. Dit is soos die mis oor die oggendson, en as die son se hitte teenoor is hy mis weg. En dit gaan net so in jou verhouding met God. As jy die Here dien, is 'n ewige lewe saam. Dis ook Paulus so mooi sê, ek vergeet die dinge wat agter my is. Ek vergeet. Want toe ek 'n kind was, het ek die dinge van 'n kind gedoen, maar ongelukkig groot manne wat groot geword het in die huis van samekoms, het nog steeds soos 'n kind gewees. Die dinge aanvang wat nie pas by 'n groot man nie. Daarom is dit belangrik. Verkeer jou van jou verkeerde weer. Maak jou los van verkeerde vriendinne, verkeerde pelle. Los hulle, bid vir hulle, nooi hulle saam. Spyt my, nooi hulle saam om God te loof en prys. Want 'n man wat God dien, dit gaan goed met sy huis. Ons wil altyd kyk na finansies, dit gaan nie oor finansies nie. Is 'n huis van liefde. Al gee my vrou my 'n stukkie brood vanaand, solank ek weet die liefde is in daai huis, want liefde oorheers alles. En ons het dit vanoggend ook gehoor. Daarom praat met jou. Vat hierdie woord. Lees dit stadig vir hom. En as jy nie kan verstaan nie, dan verduidelik jy stap vir stap hoe dit werk. Want God soek daai man om sy amp op te tel in sy huis. Dat die vrou kan opkyk na hom. Dat sy kinders kan opkyk na hom. Dat hy sal ophou vra op 'n Sondag of op 'n Woensdag oor bid. Waar gaan jy nou weer? Waar gaan jy nou weer? Dan moet jy antwoord daarop wees om God te gaan dien. Om die God van Abraham, Isak en Jakob te dien. Die God wie sy seun vooruitgegaan het, of my plek
is. Here om te sê baie dankie vir hierdie boodskap wat ek kon afbegeet onder leiding van die Gees. En dat elke woord ek kan ook gemaak word onder die Gees van U. En ek wil bid tot hierdie mans wat meer vrouens bystaan het. Dat hulle oë sal oopgaan. Dat hulle hierdie woord sal vat en begin lees om te sien al die hoekoms en die waaroms lê binne in hierdie woord opgeskrywe. En dat hulle sal nader tot U, dat U tot hulle kan nader, Here. Dat hulle ook kan sê soos Josua, ek en my huis ons sal die Here dien. Net soos ons as herders kan sê, ons in hierdie gemeente, hierdie skape sal U dien in gees en in waarheid, Here. Om elke traan wat daai moeder moet afstaan elke dag, om daai moeder se grondgebied te vermeerder, Here, wat ons in hierdie aand, net soos die koning vir haar gegee het, alles sê, verloor. Wat ons weet, baie huise, die moeder, mama en papa is. Ons dank en ons loof U, Here, vir alles wat U vir ons as mens doen. Vir elkeen wat opgetrek het vanaand. En laat die predik, die Gees wat U die naam prediker sal wees vir iedereen wat. Daarom kom die lof, die eer en die bring, die drieëring toe, tot in ewigheid. Amen. Baie dankie. Ons het pastoor Andre baie vir die woord. Ek hoor dat elke met iets ontvang, dat jy kan uitdra en dat jy kan bepuis vir die week. Die woord van God sê vir ons uitdruklik, dat ons met sy woord bepuis, nadink, oordink, weerdink. Geliefdes, kom ons staan. Dan gaan ons die naam van die Here groot maak en dan gaan ons ons innerlike bloed maak vir ons afgesluit met gebed vra. Kom ons staan. Thank you.
Vader, in Jesus naam wil ek vir u baie dankie sê dat ons weer eens by mekaar kan wees. Here, dankie vir die woord wat uitgegaan het. Here, help ons dat ons sal doen wat die woord sê ons moet doen. Here, seën elke broer en suster in Jesus naam en ons dankie daarvoor. Amen. Ons is van die kind van die Here gaan in vrede. Nou mag die genade van God onze Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid. Almal wat dit glo sê. Amen.